vanaand saam met my dink aan 'n storie. So daar was hierdie ou gewees, en hy was in 'n verhouding. Hy kon nogal die verhouding, hy kon jou nogal mooi oortuig van die verhouding. Dis hierdie meisie waarmee hy uitgegaan het, en hy weet alles van haar, soos in alles. Hy weet presies waarvan hou sy, hy weet wat sy haar gunsteling kleur, hy weet wat sy haar gunsteling kos, hy weet wat sy haar gunsteling dae, hy weet hoe redeneer sy oor verskillende goeters in die lewe, hy kan vir iemand anders vertel wat haar opinie is. So goed ken hy haar hart. Maar kan dit wees dat in 'n storie soos hierdie, sy dalk nie eers weet hy bestaan nie? Sien, hy volg haar posts op sosiale media al vir jare. Hy bestudeer haar posts. Hy ken haar foto's. Hy weet goed hoe lyk sy. Hy kan regtig vir jou omtrent alles van haar sê. En op dieselfde tyd weet sy nie eers hy bestaan nie. Nou die eerste manier hoe ek die storie vertel het eintlik nogal oulik geklink. Die tweede manier het eintlik nogal bietjie creepy geklink. Nogal weird. Ek wil net vir jou vanoggend vra, hoeveel van ons doen dalk maar net dieselfde met God? Ek wil lees uit Johannes 5 vers 39 tot 40. As die hoofgedeelte. Jy kan saam met my lees, die skrifgedeelte wys nie ten volle op die bord nie, so as jy wil saam lees, as jy welkom. Hoor wat sê Jesus in Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. Kom ons stop net daar. Dit klink nogal goed. En as jy nou vir 'n gelowige vra, hoekom lees jy Bybel? En hy sê, my ou maat, ek ondersoek die skrif, want die ewige lewe is te vind daar binne. Weet jy, Ernest, dit klink soos 'n, ek sal alright wees met daai antwoord. Hy sê vir die fariseërs, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is, en dit is juis hulle wat oor my getuig. Maar julle wil nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan hê. Dis nogal een om aan te dink. Sien, ons iets wat ons moet verstaan van die fariseërs en van die wetskenners en van hoe die hele geloofsisteem in daardie tyd gelyk het. Ons moet mooi besef dat die ouens wat die shots gekol het rondom die geloof, se harte het nie noodwendig op 'n slegte plek begin nie. Regtig. As jy bietjie gaan kyk, die fariseërs, kyk, hulle het die skrif geken. Baie goed geken. En as jy spesifiek gaan kyk waar die fariseërs vandaan kom, dan gaan jy iets agterkom. Die fariseërs het tegnies begin as hierdie groep geestelike leiers, wat wou gehad het dat die Messias vinniger moes kom. Dit klink nie bad nie. Hulle ondersoek die skrifte, want die ewige lewe is daarin te vind, sê hulle. Hulle hele fondasie van hoe hulle begin, is die Messias moet vinniger kom. Klink nie bad nie. So wat hulle doen is hulle sê, vir die Messias om te kom, gaan ons ernstig moet raak, ouens. En hulle begin met al hulle slim redenasies en teologie, begin hulle vir die mense vertel hoe ons nou moet leef, sodat die Messias kan kom. Weereens, dit klink nie noodwendig sleg nie. Maar nou kom Jesus, en nou sê hy vir hulle, maar jy kom nie na my toe wat vir jou daardie lewe wat jy soek kan gee nie. Hierdie is 'n voorbeeld van die storie wat ek in die begin gegee het. Dis die tipe verhouding wat hulle gehad het met God. Hulle het alles geweet van hom.
En as ek sê alles geweet, dan bedoel ek, hulle het die regte goed geweet. Moenie verkeerd verstaan nie, hulle het nie 'n klomp tjol gepraat nie. Hulle teologie was goed. Hulle het geweet hoe om te redeneer. Elke een van die wette wat hulle op die mense se skouers gelaai het, sodat die Messias vinniger kan kom, was fyn uitgedink in die skrif. Dit het sin gemaak. En ek sal sê, meeste van dit wat hulle gepraat het met hulle mond, was die waarheid. Dit was regtig reg gewees. Maar op een of ander manier, terwyl hulle woorde reg is, terwyl hulle die regte goed sê, terwyl hulle die argumente wen, kom Jesus en hy sê, julle hart is nie naby nie. Is nêrens nie. Ek vra vir jou vanoggend, wat is die prys wat ek en jy bereid is om te betaal om reg te wees? En voor ek aangaan, wil ek sê, ek het nie hierdie onder die knie nie. Regtig, ek het nie. Want ons wil reg wees. Vir alles wat kom by die Bybel. Vir alles wat kom by die goed wat ons leer. Ons wil die antwoorde hê. Wanneer iemand die vraag het by die selgroep, dan het ons die antwoorde. En dit maak sin en die antwoorde is reg. Maar dit beteken nie noodwendig dat die verhouding daar is. Jy kan saam met my lees. As jy nou 'n goeie opsomming van die preek soek, kan jy nou na die tyd gaan, en jy kan net die hele Matteus 23 gaan lees. Nou ek wil lees amper die hele vers 1 tot 28. Nou daar's 'n paar dele wat ek gaan uitlos wat nie so relevant is vir dit wat ons vanoggend sê nie. Jy is welkom om dit te lees, dit verander nie die boodskap of enige iets nie, maar is net dat ons nou nie heel oggend net hierdie gedeelte lees nie. Maar jy kan saam met my lees in Matteus 23. Daar's iets wat ek en jy moet verstaan van dit wat Jesus se grootste probleem was met hierdie ouens. Ons moet verstaan, daar is nie 'n einde aan Jesus se genade wat hy bewys aan die ergste sondaars nie. Ons kan dit lees. En daar is ouens wat baie erg is en op een of ander manier kom Jesus en dan sê ek oordeel jou ook nie. Jesus het sy compassion vir hulle was op 'n ander vlak. Maar op dieselfde tyd het Jesus hierdie irritasie, as jy dit mag noem, hierdie heilige tipe van 'n woede of 'n toorn gehad vir die geestelike leiers onder daardie selfde mense wat die heeltyd rondloop en vertel dat hulle weet wat aangaan. Lees saam met my. Matteus 23 vers 1. Toe het Jesus vir die skare en vir sy disippels gesê: die skrifkenners en fariseërs sit op die stoel van Moses. Met ander woorde, hulle is die baas. Hulle is regtig die baas, hulle het daai posisie gekry. Hulle sit op die stoel van Moses. Doen en onderhou dan alles wat hulle vir julle sê. Dit klink nogal nice, nee? Hy sê nogal vir hulle, doen alles wat hulle vir julle sê. Maar hoor hoe seer maak hierdie volgende woorde. Maar moenie doen wat hulle doen nie. Jo. Want hulle praat net en doen nie. Hulle bind swaar vragte saam. Ja, moeilik om te dra en lê dit op die mense se skouers, maar self is hulle nie bereid om met 'n vinger aan die vrag te raak nie. Miskien die gedeelte van Jesus wat sê, kom na my toe, julle wat moeg is en swaar, my juk is sag en my las is lig. Daai gedeelte, Jesus praat nie oor ons bekommernisse van of ek my volgende salaris gaan kry nie. Jesus praat van die gewig wat op mense se skouers gelaai is deur die wet. Hy sê hulle bind hierdie verskriklike reëls saam en laai dit op die mense se skouers. Nou sal jy nou dink, Jesus wil nou eintlik gehad hê dat hulle daai wette wat hulle vir die mense gee, dat hulle dit net strenger moes volg. Maar dis nie heeltemal wat Jesus wil hê nie. Hoor wat sê hy? Vers 5, al hulle dade is bedoel om deur die mense gesien te word.
Hulle maak immers hulle gebedsrieme breër en die tossels langer. Hulle hou van die ereplek by feesmaaltye en die voorste sitplekke in die sinagoges, om op die markpleine begroet en om deur die mense as rabbi aangespreek te word. Dit klink nogal bekend. Dit klink nogal baie bekend. Ek gaan verder lees by vers 11. Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees, sê hy nou vir die mense met wie hy praat. Wie homself verhef sal verneder word, en wie homself verneder sal verhef word. Wee julle, skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, hoor hierdie woorde. Ek kon dit amper nie glo, ek lees hierdie gedeelte al vir jare. Hoor hierdie. Want julle sluit die mense uit die koninkryk van die hemele uit. Sjoe. Want julle sluit die mense uit die koninkryk van die hemele uit met al julle regwees en regte reëls en regte interpretasies en al die regte woorde. Maar hulle sluit mense uit die koninkryk van die hemele uit. Hoor wat sê hy volgende, self gaan julle nie in nie. Nou die vorige keer wat ek gepreek het, het ek gepraat van die koninkryk van God is 'n manier van leef waar Jesus ons nou innooi. Hoor wat sê hy? Hy sê julle keer mense om in die koninkryk in te gaan. Self gaan julle nie in nie. En boonop laat julle die mense wat probeer ingaan nie toe om in te gaan. En hoe doen hulle dit? Met net een manier. Woorde. Dis al. Met hulle woorde maak hulle reëls en regulasies en alle teologiese beginsels en al hierdie goed, wat alles as jy dit bestudeer, goed en mooi en reg lyk. Maar op een of ander manier is hulle self uitgesluit uit die koninkryk van God uit. En op een of ander manier sluit hulle tot ander mense uit die koninkryk uit. Met hierdie gewig wat hulle op hulle skouers laai. Ek lees verder. Wee julle, skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle deurkruis land en see, om 'n enkele bekeerling te verwerf. En wanneer dit gebeur, maak julle hom 'n kind van die hel, dubbel so erg as julle self. Ek vra die vraag, ons wil heeltyd praat oor evangelisasie, ons wil heeltyd praat oor ons moet daar gaan en ons moet daar gaan, en ons moet vir die mense oorreed en ons moet hulle leer, maar ek vra die vraag, is ons nie dalk hier nie? Deur kruis land en see om nog 'n Christen te maak en om nog 'n kerk te plant. Ons leer hulle dan mos wat is die regte goed om te sê. Jy kan saam met my tyd kom spandeer, as jy nog nie baie uit te waai het met die Bybel nie, ek kan jou binne 'n paar dae leer om enige pastoor te oortuig dat jy 'n kind van God is. Regtig. Jy gaan al die regte goed sê en hy gaan nogal goed voel, hy gaan dink, joh. Nee, hierdie ou is sharp. Hy sê hulle oorkruis land en see om 'n enkele bekeerling te verwerf. En wanneer dit gebeur, maak julle hom 'n kind van die hel, dubbel so erg as julle self. Dan het hy so gedeelte oor hulle wat 'n hele ding het oor hoe jy eet aflê, ek gaan nie daarop fokus nie. In vers 23 gaan hy aan, hoor wat sê hy in vers 23. Wee julle skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat. So hier kom Jesus nou by die punt waarmee hy besig is. Hy sê vir hulle, julle laai hierdie reëls op mense se skouers, julle self lig nie 'n vinger daar rondom nie. Jesus is nie besig om vir hulle te sê, hoorie ouens, julle moet meer ernstig hierdie klomp reëls en regulasies wat julle gemaak het volg nie. Dis nie wat Jesus noodwendig vir hulle sê nie. Hy sê vir hulle, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat. Hier in vers 23, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hulle het hard geword met al hulle redenasies. Hierdie dinge moes julle gedoen het, sonder om die ander na te laat.
Blinde leiers, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in. Ons doen dit. Ons hou daarvan om vir mekaar reëls en regulasies te maak in ons huise, van wat ons mag en wat ons nie mag doen nie, en wat ons mag en ons nie mag kyk nie, en ons oordeel ons broers en ons susters, want ons redeneer nie dieselfde oor dit en oor dat nie. Ons spandeer soveel tyd om al hierdie klein goedjies in ons lewens te probeer uitsif, maar dit wat die absoluut belangrikste is, die hart van dit wat Jesus wou gehad het ons moes doen, dit gooi ons uit. Ek hou nogal van daai, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in. Is nogal 'n nice sê ding. Wee julle skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roofsug en onbeheersheid. Blinde fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal ook die buitekant skoon wees. Wee julle skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle is soos wit gekalkte grafte, wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendere en elke vorm van onreinheid. So lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig, maar van binne is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid. Dis vir ons baie belangrik om te verstaan. God, en dis 'n redelike ernstige stelling wat ek hier maak, God gee nie om hoe reg ek en jy is nie. Hy worry nie. Hy gee nie om hoe reg jou opinie is nie. God gee nie om nie. Ek soek nog daai skrifgedeelte. Dis hoekom ek weet dis 'n sterk stelling, maar ek dink ek kan dit redelik goed verdedig. God gee nie om hoe reg en verkeerd ek en jy is nie. Die waarheid is, as ons kyk na onsself en ons kyk na hoe gereeld ons voel ons is reg in 'n situasie, dan vra ek vir jou die vraag, en ek vra vir myself die vraag vanoggend. Hoe alwetend dink ek en jy is ons, dat ons dink, in enige situasie kan ons regtig dink ons is 100% reg? Dis onmoontlik. Ons kan nie weet nie. Ons kan nie, ek en jy het nie die kapasiteit, soos wat God het, om elke kant van elke situasie raak te sien nie. Ons het dit nie. Ons het dit nie. En as ek en jy dink aan die konflik wat ons het met mense, as ek en jy dink aan die skeiding wat ons partykeer bring tussen mense en miskien selfs in die kerk, God gee nie om hoe reg ek en jy redeneer met die Bybel nie. Hy kyk na jou hart. Dis al. Ek wil hê jy moet saam met my dink, soos wat ek na die volgende hoofpunt toe beweeg. Ek wil hê jy moet saam met my dink, wanneer jy kerk toe kom, wanneer jy miskien bid, wanneer jy miskien besig is om tyd met die Here te spandeer of te probeer spandeer. Ek en jy staan hierso of ons sit hierso. Dan vra ek vir jou mooi, wat gebeur in jou hart? Wat gebeur in jou innerlike wese? Hoe lewendig is dit regtig? Ek sal my hand eers opsteek, ek weet hoe voel dit. Om al die regte reëls en regulasies te hê. En al die regte teologiese beginsels te hê. Maar hier binne is ek dood. Ek weet hoe voel dit. Dis 'n lokval. Dit is maklik om daarin te val. En ons besef nie al vir wie ons beklei is vir ons eie egos. Dis hoekom ons wil reg wees. Wat is die prys van reg wees vir my en jou? Is ons bereid om ons verhoudings weg te gooi vir reg wees? Wat maak dit saak? Kom ek vra net hierdie vraag, wat maak dit saak wie reg is?
As jy en 'n geliefde, iemand wat naby jou is, een of ander ding het en julle is nie lekker vir mekaar nie, wat maak dit saak wie reg is? Dit maak nie saak nie. Maar die een wat vrede gaan maak, gaan sy lewe verander. Die een wat in daardie situasie besluit, weet jy wat, dit maak nie saak wie reg is nie, ek wil net vrede hê. Wat sê Jesus op die bergrede? Die vredemakers, hulle sal God sien. Lees saam met my in Matteus 7 vers 21, ons ken hierdie gedeelte goed. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê. Daar's 'n goeie kans dat hierdie volgende woorde wat hierdie ouens sê, dat hulle teologie dalk redelik alright was. Dink gou mooi. Hoor wat doen hulle? Here, Here, ons het in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig. Dit klink nogal soos ouens wat geweet het wat hulle doen. Ek beloof jou, hulle sou enige pastoor ook kon oorreed dat hulle kinders van God is. Ek beloof jou, hulle het hulle self oorreed dat hulle kinders van God is. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Al wat hy gesoek het was hulle hart. Dis al wat hy gesoek het. Hoor wat sê Lukas 18 vers 9 tot 14. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en op ander neergesien het, hoor gou mooi, hoor wat sê hy? Met die oog op party mense wat so oortuig is dat hulle gered is. En op ander mense neersien omdat daai mense nie so gered is soos ons nie. Dis gevaarlike woorde. Met die oog op mense soos dit, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempelterrein om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid: God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is, wat roof, onreg doen en egbreek pleeg nie. En ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer per week en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Ek wil hê ons moet besef, hierdie fariseer was heel moontlik moreel 'n goeie mens. Hy bid tog hierdie woorde. So hy is nie 'n ou wat besig is om rond te hardloop en te steel en te roof en al hierdie goed te doen soos wat hy sê nie. Dis nie noodwendig 'n slegte gebed nie. Here, dankie dat ek gered is. Here, dankie dat U my lewe verander het. Here, dankie dat dit klink nogal bekend. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my die sondaar genadig. Ek sê vir julle, hoor nou mooi wat sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggestel is. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, maar elkeen wat homself verneder sal verhoog word. God het op daai oomblik glad nie omgegee hoe reg daai fariseer was nie. Hy het heel moontlik nog die waarheid gepraat ook. Hy doen regtig daai goed. En God het nie omgegee nie. Beteken vir hom niks. Hoor wat sê Psalm 51 vers 18 tot 19. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verpletterde hart sal u, o God, nie minag. Wat hier binne aangaan, terwyl ons al die regte moves maak hier by die kerk, maak saak.
Want dis wat God sien. Sien hy iemand wat dood is? Of sien hy iemand se hart wie oorloop van liefde vir sy medemens en vir God? As jy saam met my wil kyk na die laaste hoofpunt wat ek wil maak, dan wil ek hê ons moet besef, daar's iets bitter ernstig in ons lewens wat moet verander. Matteus 11 vers 25 en 26 sê die volgende: In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg of weggesteek het, en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, want so het u dit goed gevind. Ek weet nie of dit so groot kompliment is as mense vir jou vertel hoe nice dit is, hoe goed jy die skrif ken, hoe mooi jy dit verstaan en hoe jy dit kan uitredeneer nie, wees versigtig. Liefde is nie so kompleks soos ons dink nie. 'n Kind verstaan dit. Regtig. Hoor wat sê Lukas 18. Jesus het hulle egter nader geroep en gesê, nou praat hy weer van die kindertjies. Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie langer verhinder nie. Hoor mooi hierdie woorde. Moet hulle nie langer verhinder nie. Jesus sê vir ons iets groter as wat ons dink hier, soos ons net mooi luister wat hy sê. Moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Amen, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. En 'n kindjie kan nie redeneer nie. 'n Kindjie weet nie wat se regte definisies vir goed nie. 'n Kindjie weet nie wat se regte woorde om te gebruik nie, maar 'n kindjie kan liefde vir jou bewys. Egte liefde. Hy sê iets interessant. Hy sê voor hy die kindertjies roep, sê hy moet hulle nie verhinder nie. Moet hulle nie verhinder nie. Hoe verhinder ons die kindertjies om na die koninkryk toe te gaan? Vroeër het ons gelees, wat sê hy vir die fariseërs? Hulle verhinder die mense om in die koninkryk in te gaan. Hoor wat sê Lukas 11 vers 52. Wee julle wetskenners, want julle het die sleutel van kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en diegene wat wou ingaan het julle verhinder. Die sleutel van kennis is nie nog kennis nie. Dis jou innerlike wese, dis jou hart. Dis die sleutel. Dis nie nog 'n redenasie nie. Dis nie nog die regte ding sê nie. Hulle het die hart weggevat uit dit wat God gesê het. Dit maak eintlik sin as 'n mens dit so lees. Hoor wat sê Matteus 18. In daardie tyd het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Hy het toe 'n kindjie nader geroep, hom tussen hulle laat staan en gesê, amen, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En dan sê hy, hoor hierdie woorde. Vers 6. Wie een van hierdie kindjies wat in my glo laat struikel. Dit is vir hom beter dat 'n maalklip van 'n donkie om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Verstaan ons hoekom het hy gevoel oor die fariseërs soos hy gevoel het? Hulle verhinder die kindjies met hulle reëls en hulle regulasies en al hulle regwees en hulle opinies. Wee die wêreld as gevolg van die struikelblokke.
Sê nou sommer alle struikelblokke. Maar hoor nou sê struikelblokke sal onvermydelik kom. Daar sal altyd struikelblokke wees vir hierdie kindertjies. Maar hoor nou, nogtans weet die mense deur wie die struikelblok kom. Ons het vanoggend nodig om 'n ernstige verandering te maak. Ek kan die laaste bladsy opsit, Elsabie. Hierdie is wat ek wil uitskree van die dakke af. Dit wat op die bord hier staan. Ons het nodig om verhouding te kies bo regwees. Verhoudings met ons medemense, verhoudings met ons familie, verhoudings met ons mans en ons vrouens en ons kinders, verhoudings, alle verhoudings. Ons verhouding met God. Ons het nodig om 'n keuse te maak om te sê, Here, ek is klaar daarmee om die een te wees wat reg is. En ek wil die een wees wat oorloop van goddelike liefde wat U in my plaas. Ek wil hê hulle moet U beleef deur my. En dit gaan nie gebeur deur nog 'n argument nie. Dit gaan nie gebeur deur nog 'n redenasie nie. Dit gaan net gebeur deur my hart. Dit wat hulle sien. Eerlike, opregte liefde. Jesus gee vir ons 'n opdrag, die tieners wat in die tienerkerk was, sal nou redelik, hierdie sal vir hulle bekend klink, ons het Vrydag daaroor gepraat, Jesus gee self vir ons 'n opdrag om lief te wees vir ons vyand. Wat beteken dit? Dit beteken om regtig, selfs vir daardie ou, die beste te wil hê. Dis wat dit beteken om lief te wees vir iemand. Om vir hulle die beste te wil hê. Te wil hê dit moet goed gaan met hulle, om te wil hê hulle moet God ken, om te wil hê hulle moet innerlike vrede hê, en hulle moet nie vasgebind wees, hulle moet kan vergewe. Om lief te wees vir iemand is om die beste vir hulle te wil hê. En dit gaan nie gebeur terwyl ek en jy vaskyk op of ek reg is en of ek verkeerd is. As ek en jy land en see oorgaan, om nog 'n bekeerling te maak, en al wat ek en jy doen is ons leer vir hom die regte woorde om te sê, dan sal ek en jy ook die een gewees het wat hom verhinder om in die koninkryk in te gaan. Want wat hy eerste moes gesien het, is hoe om sy lewe neer te lê vir sy naaste, soos wat Christus so graag van ons wou gehad het. Wat maak dit wie toe nou reg was? Ek wil hê ons moet stil word. Ek wil hê ons moet ons oë toemaak. Miskien het jy vanoggend besef dat jy deel is van die groep mense wat miskien in hulle binneste dood voel. Wat sy hart miskien ver is van God. Al sê jy al die regte goed, sukkel jy om lief te wees. Ek wil nie vra dat jy jou hand opsteek en of jy vorentoe moet kom, of jy iets moet doen nie. Maar ek wil hê jy moet saam met my dink aan Openbaring 3 vers 20. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek wil hê jy moet vandag besef, hy klop nie aan jou kennis nie. Hy klop nie aan jou verstand nie. Die plek waar hy klop is nie by 'n plek waar jy meer moet verstaan nie. Hy klop aan die deur van jou hart, van jou innerlike wese. En hy gee vir ons 'n belofte in Matteus 7. Hy sê, wie soek sal vind, wie klop, vir hulle sal die deur oopgemaak word. En terwyl jy hier sit
en jy dalk so voel, gaan ek bid? En ons as 'n gemeente is welkom om saam hierdie gebed te bid. Jy is welkom om saam met my, agter my aan te bid. Dit gee dalk daai persoon ook 'n geleentheid om nie so skaam te wees om agter my hierdie gebed aan te bid nie, maar kom ons bid saam as 'n gemeente. Here, ons is jammer. Ons is jammer dat dit altyd vir ons gaan oor reg wees. Here, ons wil nie ons verhoudings met ons geliefdes verloor omdat ons probeer reg wees. Here, ons sien vanoggend, U kyk na ons harte. U sien wie ons werklik is. Here, en in ons harte wil ons oorloop van U liefde. Mag almal dit beleef. Here, ek is jammer vir die vyande wat ek het. En dat in daardie oomblikke waar dit saak gemaak het, ek gekies het om eerder reg te wil wees. Help my om lief te wees vir hulle. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. In Johannes 17 vers 3 sê Jesus, hy bid vir ons en hy sê, hy vra die Here, gee vir hulle die ewige lewe. En dan sê hy, en dit is die ewige lewe, dat hulle U sal ken. Dis my gebed vir elke persoon hierso. Dat ons hom sal ken, dis die ewige lewe. Aan die einde van die dag, wanneer hierdie alles verby is, gaan God nie kyk hoe reg ek en jy was nie. Ons gaan nie eendag by hom staan en dan gaan hy sê, "Joh, kom ons kyk bietjie hierdie argument. Nee, was nie 'n goeie een nie." Hy gaan nie kyk daarna nie. Hy gaan nie eers kyk hoe goed ek en jy die Bybel interpreteer het nie. Dis baie nice, doen dit mooi asseblief. Doen dit eerder beter as dat jy dit sleg gedoen. Maar hy gaan nie daarna kyk nie. Hy gaan net na ons harte kyk. Kom ons besluit vandag om reg te wees vir dit. Dankie. Amen. Ek het die laaste sê, ek sê maar net. Ons eer die Here en dankie vir jou woord, Ruben. En ek herinner jou aan 1 Korintiërs 13:13. En nou bly geloof, hoop en liefde. En die grootste van hierdie drie is die liefde. Mag ons anders wees as die wêreld, mag ons mekaar genuine lief hê. Man, ek wil gou net vir jou vra, so vir die volgende 3 weke, Vrydagoggende manne, gaan ons inzoom op ons kids, en ek gaan my beste gee om jou so goed as moontlik toe te rus vir jou kinders en vir jou kleinkinders. Weet dit dat die Bybel gee vir ons 'n strategie, en daar is 'n fenominale strategie om jou kinders groot te maak. En so, ek wil jou spesiaal nooi, Vrydagoggende 5:00 vir die volgende 3 weke, gaan ons net fokus op ons kids. Wat vra die Here van my? Hoe kan ek as pa my kinders groot maak? Net vir 3 weke, en dan gaan ons so 'n bietjie ratte verander. Is daar dalk vrae? Is daar dalk iemand wat wonder oor iets? Goed, so ek wil jou ook uitnooi, wees asseblief hier volgende week, Pastor Kali Kriel, die van julle wat lank genoeg in die gemeente is, julle sal weet van wie ek praat. Pastor Kali Kriel kom bedien die woord. Tini gaan ook hier wees, hy gaan saam met ons kuier, hy gaan die ordening of die streekskant, die papierwerkkant van dit hanteer, en dan gaan ons ook lekker saam kerk en lekker saam kuier na die tyd. Verskriklik dankie vir al die dames. Ja, julle is amazing. Vir elke een het gesê, hey, ek sal cupcakes bring sodat ons lekker saam kan kuier. Julle is net, ja, julle gemeente doen, maak dit regtig vir ons moontlik om ook saam te kan wees en saam te kan kuier. Ons waardeer elkeen van julle. Kom ons bid net saam. En Vader, baie dankie. Here, mag die swaarste deel van die wet vir ons swaar weeg in hierdie week wat kom. Mag ons lief hê soos wat U dit van ons vra.
Mag ons sterf vir onsself. En ook vir ons reg om te voel ons is reg. Sodat ons kan leef vir U in oorgawe soos U dit van ons vra. Mag dit wat vir U belangrik is, vir ons belangrik wees. Mag ons mekaar dien, mekaar lief hê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Mooi week vir julle.